Ei comuni ronde pinse, ei concreto condido, Tavate non puoi, i tuoi sei eterno, Christus morte dir, ore
lewe. Nou, vanoggend is 'n Kerssangdiens en ons sing nie net sommer nie. Ons sing om mekaar te herinner aan die misterie van God, die misterie van hierdie tyd. Om saam in hierdie adventtyd iets vir mekaar weer te sê van die kind in die krib, van die lig in die duisternis. Hierdie lig wat gekom het na die wêreld, dat die duisternis nie kon uitdoof nie. So mag hierdie sangdiens vir jou ook die ruimte gee om weer asem te kan haal, weer te luister, te sing en stil te word en weer te hoor hoe God hierdie Kersfeesvreugde, Kersfeesvrede ook oor jou eie lewe fluister. Mag die woorde en die skrif en die melodieë vandag, die liedere, jou hart vul met nuwe dankbaarheid, ook in hierdie Kerstyd wat ons binne gaan. So aan die besoekers, aan familie, vriende en kinders, ons is bly julle elkeen is hierso. Mag jy die warmte en die geloofsgemeenskap vanoggend ook diep in jou hart beleef. Ook welkom aan ons kinders wat vanoggend vir ons ietsie spesiaal gaan sing. Ons is ook bly julle en julle geliefdes is hierso. So kom ons vier saam die koning wat kom. Kom ons sing, kom ons aanbid. En kom ons geniet die oggend saam. Vanoggend se tekste kom dan uit Lukas uit en Lukas doen 'n uitsonderlike ding. So in die begin van die evangelie is daar 4 liedere wat opgeteken is en ons gaan vanoggend daarna kyk. En dan wonder mens, maar hoekom is hierdie liedere opgeteken? Hoekom sing ons? Hoekom het ons 'n Kerssangdiens? Hoekom sing ons wanneer ons 'n voorsang doen op Sondag? Wat is hierdie liedere voor? So dan wonder mens, hoekom sou mens graag wou sing? Waarom vorm sang so belangrike deel van ons kultuur en van ons godsdiens? En ek dink deels daarvan is die estetiese skoonheid daarvan, die harmonie. Dit gaan oor die skoonheid, dit gaan oor die harmonie. En ten diepste, vir ons as gelowiges, gaan dit oor God wanneer ons sing. Want God is skoonheid. God skep harmonie. En daarom dink ek, hou ons daarvan om te sing. Ek dink daarom vul ons ook ons eredienste op hierdie besonderse manier om lof te bring aan die Here. Nie net deur dankoffers en gebed nie, maar juis om ons stemme saam te sit en iets spesiaal te doen. En dit is deelname aan die skoonheid. Dit is deelname aan die harmonie wat gebeur wanneer ons saam sing. En dit is 'n wonderlike ding. En vandag meer as ander dae het ons dan rede om te sing. En ek herinner my dan aan Adam Small se besonderse gedig wat eindig met 'n oproep om te sing. En met dit het ons dan ook 'n doel om te sing. En Vanus, ek gaan jou dan sommer nou vra, ek is jammer ek het vir jou gesê aan die einde, maar ek gaan vir jou nou vra om die gedig vir ons te lees. En dan vra ons vanoggend, wat is in ons hande? In ons hande is daar harte van geloof. Daarom kan ons sing. En die Here het vir ons Lukas se liedere gegee. Hy het vir ons digters en komponiste gegee. Hy het vir ons instrumente gegee. En hy het vir ons ook koorliedere gegee. So Kersfees, dit is nou Kersfees. Kom laat ons sing.
So ons sê weer, in ons hande is daar 'n gitaar, in ons hande is daar harte van geloof. So kom ons sing. Ons kan die Here loof en ons kan die Here prys. En ook in Lukas gee hy dan vir ons liedere om dit mee te doen. Ons eerste lied in Lukas is in Lukas 1 vanaf vers 39 tot 45. Dit is die lied van, of dit kom uit die besoek van Maria en Elisabeth. En dan lees ek vir ons. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moeder se skoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en hy het hard uitgeroep. Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moeder skoot. Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. In Lukas 1 vers 39 tot 45 ontmoet twee vroue mekaar, Maria en Elisabeth. Twee gewone vroue in 'n klein huis, in 'n afgeleë dorpie en tog op daardie oomblik vul God die gewone met iets heiligs. Wanneer Maria by Elisabeth instap, spring die ongebore baba Johannes van vreugde en Elisabeth word met die Heilige Gees vervul en sy roep dan uit, geseënd is jy onder die vroue en gelukkig is sy wat geglo het dat die Here sou doen wat sy gesê het. Nou hierdie ontmoeting herinner ons aan 'n paar Kerswaarhede. God werk in die stil, eenvoudige ruimtes. Nie in paleise, maar in huise waar vrouens is wat hom vertrou. En Kersfees daag ons weer uit om God se beweging in die klein dingetjies in ons lewens raak te sien. En nog voordat Jesus gebore is, word mense beweeg deur hom. Die teenwoordigheid van Jesus bring beweging, bring vreugde. Ons sien hierdie teenwoordigheid van Jesus bring selfs vreugde in 'n ongebore baba, hierdie blydskap. En waar Jesus nader kom, gebeur iets in mense se hart. En dit is vandag nog so. Die Here beweeg daarso in stil, afgeleë ruimtes, daar waar ons dalk op ons eie is, in hierdie nederige spasies in ons lewens, daar is hy teenwoordig, net soos in die teenwoordigheid van hierdie twee vrouens. En daar bring die Here ook blydskap en vreugde en beweging. Elisabeth se woorde aan Maria is ook vir ons. Geseënd is jy as jy glo. En dit is waar vir ons ook. Kersfees word nie 'n werklikheid net omdat Christus gekom het nie, maar omdat ons hom in geloof ontvang het, omdat ons werklik ook glo. Soos ons vandag sing en luister en aanbid, mag die Here ook ons harte vul met die erken van die Here. En mag ons ook uit ons geloof uit doen wat die Here vir ons beloof. Ek is seker Maria was verbuisterd gewees en oorbluf deur die engelse aankondiging dat sy geboorte gaan gee aan Jesus Christus. En sy het vir tekens gesoek dat sy nie van looitjie getik is, maar regtig waar is. En dan gaan besoek sy vir Elisabeth, daar in die stilte. Dalk het sy nie eers vir iemand gesê, sy gaan kuier nie. En daardie
beweging van die ongebore baba in Elisabeth se skoot was 'n bevestiging gewees. Die woorde en die lied van Elisabeth was 'n bevestiging gewees dat my Here, my God gebore gaan word. En dit uit Maria. So sy het genoeg tekens in die geloof gehad om versterk te word. So ons kan ook vandag met sekerheid weet, die Here gee vir ons ook tekens in ons lewe. Tekens van sy sorg, van sy liefde, van sy genade, van ons redding. En dit vind ons in die woord, dit vind ons ook in hierdie lied van Elisabeth. Hierdie lied van sekerheid. So mag ons harte vanoggend vervul word deur hierdie vreugde en hierdie blydskap wat ook gevoel was, tasbaar gevoel was deur Elisabeth. Gesien was deur Maria en dan ook die gewaarwording dat selfs 'n ongebore kind die Here erken het. Kom ons erken vanoggend die Here ook in ons eie lewens, daarso in die stil spasies in ons lewens, in die nederige spasies, daar waar Jesus vir ons vreugde kan bring. So kom ons sing ook dan 'n lied van sekerheid, lied 508, vaste rots op wie ek bou. Ons doen dit terwyl ons sit. Die tweede lied wat ons vanoggend lees kom uit Lukas 1 vanaf vers 46 en dan is dit die loflied van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal ek elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan die beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan die voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna het sy teruggegaan huis toe. Nou hierso sing Maria self 'n lied, 'n spontane oorvloei van die blydskap wat in haar hart is, van dankbaarheid, en dit is nie 'n groot koorlied in 'n tempel nie, maar dit is 'n lied van 'n eenvoudige vrou, soos ons nou gesê, 'n eenvoudige klein dorpie, in stille nederigheid.
En tog word dit een van die mooiste liedere in die skrif vandag. En ons leer ook uit hierdie woorde van Maria, hierdie loflied, 'n paar Kerswaarhede. En dit begin by God wat iets van sy grootheid aan ons bewys. Kersfees begin met 'n hart wat God groot maak. Maria sê, my siel maak die Here groot. Maria kyk hierso nie na eie onsekerheid nie, na eie nederige omstandighede nie. Maar sy kyk op en sy sien die groot God wat al hierdie dinge laat gebeur. Sy herinner ons ook om ons oë op te lig en die Here raak te sien in hierdie tyd. Ons kan sê, God is groter as ons vrese, groter as ons twyfel, groter as die donker rondom ons. Wanneer ons aan Maria dink, aan hierdie loflied wat sy gesing het dink, dan wonder ek of sy bang was. Ek wonder hoe onseker moes sy gewees het. Hoe bang vir verwerping van die samelewing van daardie tyd, of selfs van Josef. Sy kyk verby dit, en sy loof die Here. Sy kyk verby haar donker omstandighede of haar onsekerheid, en sy sien vir God raak. Net soos God haar raak sien. In haar loflied getuig sy dat God die nederiges raak sien. Sy sing, hy het neergesien op die nederige toestand van sy dienares. God kies die onwaarskynlikes. Hy werk deur stil mense, deur vergete mense, deur gewone mense. Wanneer ons Lukas lees, sien ons dat die Here die kleines raak sien. Hy sien van Maria raak, die herders, die skaapwagtertjies. Die Here sien ons raak. Ons moet hom ook in ons omstandighede raak sien. Waar ons in hierdie Kerstyd inbeweeg, moet ons weet, die Here sien jou. Hy sien jou in die plek waar jy in jou lewe is, die plek waar jy in Suid-Afrika, in die moed, in jou werk, in jou persoonlike omstandighede is, sien hy jou raak. Net soos hy vir Maria raak gesien het. Maria beskryf hierso 'n wêreld waar God die maghebbers laat val en die nederiges verhef, waar die hongeres gevul word en die rykes met leë hande weggestuur word. Sy sien vooruit dat Jesus nie net gebore word om 'n mooi storie te vertel nie, maar werklik die wêreldse waardes omkeer, om lig te bring daar waar daar duisternis is. En Maria dank die Here daarvoor. Sy dank God vir hierdie omkeer. Sy dank hom vir die genade wat hy bring. Soos ons vandag sing en luister en aanbid, mag Maria ook ons lied word. 'n lied wat God groot maak. 'n lied wat God raak sien in ons eie omstandighede. Wat sy genade erken. Wat uitsien na 'n nuwe wêreld wat hy bring. En ook sê, die Almagtige het groot dinge aan my gedoen. En mag ons dit met oortuiging kan sê. Nederiges word verhoog, hoogmoediges word verwar, hooggeplaastes word van trone afgeruk, armes word versorg, by rykes word gevat. God is besig om dinge om te keer. Maria het dit toe al gesien. God is steeds besig. En daarom kan ons ook omkeerliedere sing wat die Here groot maak, wat die Here prys, wat ook hierdie vertroue bevestig wat ons in hom het, dat hy ook deur ons werk.
Ons volgende liedere is lied 333 en 353. Ons derde lied vir oggend kom uit Lukas 1 uit en ons lees vanaf vers 67 tot 79. Die loflied van Sagaria. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: Lofwaardig is die Heer, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van die dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van ouds af beloof deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en ons uit die hand van al ons haters, om hom te ontferm oor die voorvaders en die heilige verbond te onthou.
Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons, gered uit die hand van ons vyande, hom onbevrees kan dien in vroomheid en opregtheid en al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel. Verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal hy opgaan en uit die hoogtes op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Nou wanneer Sagaria uiteindelik weer kan praat, bars hy in 'n loflied uit. Sy woorde is deurtrek van dankbaarheid en verwondering en 'n diep besef dat God het sy volk nie vergeet nie. En dit is die kern van hierdie gedeelte. Die hart van Kersfees. God het ons nie vergeet nie. God besoek sy mense. Sagaria begin, geseënd is die Here omdat hy sy volk besoek het en verlossing gebring het. God wag nie dat mense moet terugkeer na hom toe nie. Hy kom eerste. Kersfees is God se beweging na die wêreld toe, na my en jou toe. Hy kom in Jesus Christus naby genoeg om ons te raak, om ons te red, om ons te herstel. God se beloftes staan vas. Hy sê die opkomende lig uit die hoogte sal op ons skyn, om ons voete op die pad van vrede te lei. Kersfees is 'n lig wat deur die donkerte gebreek het. Nie 'n harde, verblindende lig nie, maar 'n sagte, helder lig wat oor ons skyn, wat ons voete begelei, wat vir ons vrede bring daar waar daar onrus is. Sagaria wys na Johannes se roeping, om mense voor te berei vir die Here, vir die koms van die Here. En ons het daardie selfde roeping om draers van lig te wees, om na Christus te wys hierdie Kersfees. Elke Kerslied wat ons sing, elke gebed wat ons bid, elke daad van liefde in hierdie seisoen wys na die een wat kom, net soos Johannes, Sagaria se seun, dit sou doen. Soos ons vandag die liedere van Kersfees sing, mag Sagaria se woorde ons herinner. God het gekom, God bring lig, God lei ons op hierdie pad van vrede. Die lig uit die hoogte skyn op ons en skyn deur ons. En mag ons deur ons lofgesange na Christus wys. Mag ons deur ons lofgesange deur die Kersseisoen 'n getuienis wees van hom wat gekom het. Mag ons altyd na Jesus Christus wys. Kerstyd is dikwels 'n tyd wat ons so verward kan raak tussen al die liggies en Kersfeesliedjies in die winkels en allerhande geskenkies wat gekoop moet word en Kersfees etes en goeders. Mag ons, so Sagaria, gefokus wees op die een wat kom, op ons roeping soos wat Johannes gehad het. En in hierdie Kersseisoen nie na onsself wys of na mekaar wys nie, maar na die een wat ons kom red het. Na Jesus Christus, die een waaroor dit werklik gaan. Hierdie lied is deur Johannes die Doper se pa Sagaria gesing. En hy praat oor die roeping van sy seun, wat juist dit moet doen. Wat wys na die koms van Christus. Ons roeping is ook om vir ander te wys na Christus. So mag ons ook in hierdie lofsang
ook dit doen. Wys na Jesus Christus. Kom ons staan vir die volgende lied, lied 344, oor die goeie tyding. Lied is Lukas 2, 'n paar kort versies. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. En dit is dan die Gloria lied van die engele. Ere aan God. Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die wat hy welbehae het. Met hierdie woorde besing die engele die lof en die eer van God in die naghemel. Dit is nie net 'n mooi koortjie nie. Ons kan amper sê dit is die eerste Kerslied wat ooit gesing is. En in daardie lied hoor ons iets spesiaal van Kersfees. Ere aan God. Alles begin by hom. Die geboorte van Jesus is nie eerstens oor ons geskenke of tradisies of ons gevoelens nie. Dit is oor God se grootheid wat hy vir ons gee, wat hy vir ons sigbaar kom maak. Wanneer ons Kersliedere sing, doen ons wat die engele gedoen het. Ons maak God groot. Net soos wat Elisabeth ook God groot gemaak het, Maria se lied ook God groot gemaak het. Net soos wat Sagaria die Here geprys het. Doen ons ook dieselfde as hulle en ook vir al die engele. Wanneer ons Kersliedere sing, wanneer ons die Here loof en prys met ons sang, selfs op 'n gewone Sondag, selfs in ons harte, in ons huise, by ons skole, dan is dit tot eer van die Here. Vir wat hy vir ons gedoen het. Ons maak God groot. Hoekom prys die engele die Here? 'n klomp goeders. Maar hulle sing ook iets spesifiek, vrede op aarde. En die mense wat hy welbehae het. Vrede. Daarso in Bethlehem, in die velde waar dit stil en donker is, breek die vrede deur. Nie die vrede van 'n Romeinse mag nie, maar die vrede van God, 'n vernuwing van verlossing. Die vrede waarvan die engele sing is meer as 'n gevoel.
Dit is regtig daardie shalom wat die Bybel van praat, daardie heelheid, herstel en vrede met God. Hulle betuig van God se eer en se vrede wat hy aarde toebring, wat hy tasbaar maak vir ons. En ons sien weer dat hierdie vrede na gewone mense toe kom. Die eerste mense wat die engele hoor, is die herders, die eenvoudiges, die buitestaanders van die samelewing. So hierdie lied herinner ons, God se vrede is ook vir almal. Niemand is onbelangrik of te onbelangrik dat die Here hulle sal besoek nie. So vandag soos ons sing en luister en aanbid, staan ons in daardie selfde lig. Die hemel sing oor ons wêreld. God bring vir ons vrede in gewone en ook gebroke plekke. Wanneer ons saam antwoord in lofsang, word die engele se woorde weer waar. Ere aan God en vrede vir ons. Dit is die kortste lied, maar dit het soveel trefkrag. As God se eer begin weer klink, dan raak dit ook ons as mense. Dan kom daar 'n moontlikheid van vrede tussen elkeen van ons. Vrede vir die mense in wie God 'n welbehae het. En dit is ons. So mag ons ook saam met die engele sing, Gloria in excelsis Deo. Ere aan God in die hoogste hemel.
eer van God. Wat het ons in ons hande? In ons hande en in ons harte is daar geloof. So daarom kan ons sing. En die Here het vir ons Lukas se liedere gegee. Hy het vir ons komponiste en digters gegee. Hy het vir ons instrumente en stemme gegee. So hierdie Kersfees kan ons sing. Ons kan sing soos Elisabeth, wat bevestig dat die Here teenwoordig is, dat hy die geringes raak sien. Ons kan met dankbaarheid sing soos Maria, wat ons raak sien, en ons kan God raak sien te midde van ons omstandighede. Ons kan soos Sagarias sing, wat wys na ons Here Jesus Christus. So laat ons hierdie Kersfees sing, want dit is alles tot eer van God. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir die geleentheid om saam te kan sing, om U te eer en te loof, Vader, en om opgewonde te wees saam met mekaar oor wat U vir ons doen. Vader, dankie vir 'n geloofsgemeenskap. Here, dankie vir musiek. Dankie vir ons stem. Here, dankie dat ons met dankbare harte ook hierdie oomblik kan gebruik om net weer opnuut opgewonde te raak oor U, oor wat U vir ons doen, oor U vrede wat U bring. Dankie dat ons ook soos die engele kan sing oor U vrede wat U elke dag vir ons gee. Vader, en hierdie is 'n vrede wat net U kan gee. Ons loof en ons prys U in U naam alleen. Amen. Ons gee nou tyd vir die dankoffers om opgeneem te word. Julle sal sien hierdie week wat kom, het ons sniffel en krapmark van donderdag af, en dan Vrydag het ons ook wegneem etes. Julle sal in die boodskappers sien wie julle kan kontak as julle meer inligting wil hê, indien julle enige iets nog vir die sniffel en krapmark het, wat julle nie meer nodig het by die huis nie, is julle welkom om dit by die kantoor af te laai, gedurende die week, en kom maak dan gerus 'n draai, donderdag, Vrydag of Saterdag, en dan kan julle wegneem etes by Liana bestel vir hierdie week. Ons stap Dinsdag by die Botaniese Tuine. Julle sal, ook eers hier 2 Desember, julle sal die gemeente dagboek daarso sien. RSG opname die 14de Desember. Carols by ons tuis. Ek weet nie wie van julle het verlede jaar saam gaan sing nie. Dit was baie lekker geweest. Ons stap so deur die huis en sing vir die mense. Hulle waardeer dit ongelooflik baie. Ons gemeente doen dit saam met 2 of 3 ander gemeentes, ook van die hervormde kerk wat dit reël. So kom gerus saam, dit is so van 2 uur tot so 5 uur se kant. Ons eet gewoonlik roomys saam met hulle na die tyd. So julle is ook baie welkom om ons vir die carols by ons tuis saam te kom daarso. Ons verjaarsdag maatjies hierdie week, Johan de Toy, het ek gesien, is hierso? Nie jy nie. Is dit Adrian? Is Adrian? Baie geluk, ek kan vir hom gee. Is hy daarso, okay. Ja, daarso agter. Antoinette de Villiers, is sy vanoggend hierso DG? Daar sy daarso agter, baie geluk met jou verjaarsdag.
Is daar dalk enige iemand anders wat ek nou mis op die lysie wat dalk vanoggend hierso is wat verjaar? Of wat 'n huweliksherdenking het? Wat goeie nuus het? En dan kan julle gerus deur die boodskapper gaan daar's op julle eie. Baie dankie vir al die missies wat ons ontvang het vir the Stitch of Kindness. As julle enige groen missies brei, is julle welkom om dit kantoor toe te bring, en as julle enige groen wol het wat ons kan gebruik vir ander mense wat brei, bring dit ook asseblief kantoor toe. Goed, kom ons staan vir ons slotlied. Welkom o stille nag van vrede, lied 358. En ons nooi julle almal uit om na die tyd saam met ons roomys en vrugteslaai te kom eet. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Hy sal julle gebede verhoor en aan julle genade gee. Ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.